Hallo almal, dis so lekker om julle te sien. Ek sien dat ons groepie so stuk sluit almal hier aan. Ek sien al vir Jolandi en vir Tannie Veronica, vir Liana, vir Gerard, Larindi, Mariska, Henry, vir Linda, Michelle. Ag, dit is sommer net goed om elkeen van julle te sien, om die oggend so saam met julle te kan begin en om 'n nuwe reeks saam met julle te begin. Jy weet nou, hallo Wilma en Bennett en Clarie, jy weet nou al dat ons geëindig het met die reeks oor hoe ken ons God en hoe beleef ons hom en hoe weet ons wat sy roeping vir ons lewe is. En ek en Francois het 'n koppe gekrap oor wat is ons nuwe stel oordenkings waarmee ons gaan begin. En toe het ons gedink aan hierdie boek. Die boek se naam is Laat die naam geheilig word. Dis 'n boek van Estie Geldenhuys. En dalk ken jy vir Estie Geldenhuys, sy was bekend gewees om op veral Radio Kansel was sy 'n omroeper gewees en sy het hierdie wonderlike boek geskryf oor die name van God en ek dink dit is al tot seën gewees vir soveel mense. Jy sien, jy kan dalk vir my vra hoekom ons enigsins sou belangstel in die name van God en ken ons nie die name van God en wie God is nie. Maar God, die woorde wat ons in Afrikaans vertaal met Here of God in die Bybel is verskillende woorde en hierdie verskillende woorde het elkeen 'n unieke betekenis. En as ons God se karakter wil leer ken, dan help dit ons om te sien hoe hy homself vir ons wys. Dis amper soos 'n diamant wat ons elke keer 'n ander kant van die diamant leer ken. En elke keer as ons hierdie ander kant van die diamant leer ken, dan leer ken ons ietsie meer van wie God is en van God se karakter. So my gebed vir jou is dat jy in die volgende paar weke, as ons deur hierdie name werk, dat ons in die volgende paar weke werklik God so sal leer ken en dat ons tot nuwe openbarings kom en nuwe ontmoetings kom. Hallo Niels, ek sien jy het intussen aangesluit en Piet en Koos en Sandra. Dis letterlik oor die hele wêreld wat ons hier vanoggend bymekaar is. Nou, die eerste naam van God waarmee ons vanoggend gaan begin en jy het dit dalk gesien in die naam van die stukkie vanoggend is die naam Elohim. Nou die rede waarom ons begin met hierdie eerste naam is, dit is die eerste naam waarmee God homself openbaar. In Genesis 1 vers 1 lees ons, in die begin het God, en dis dan nou Elohim, die ganse heelal geskep, die hemel daarbo en die aarde hieronder. Nou sommer so ter inleiding, as jy die woord God lees in die Bybel, is die meeste van die tyd wat jy dit lees, veral in die Ou Testament, verwys dit na die woord Elohim. Nou Elohim is 'n meervoud, so Elohim praat van die drie eenheid. In die begin het God drie eenheid, die ganse heelal geskep, die hemel daarbo en die aarde hieronder. Nou in 2021 is hierdie eintlik 'n kontroversiële tema, die skepping, want dis wat Elohim God is. Elohim is die skepper van alles wat bestaan. Hy het alles wat bestaan gemaak. En ons gaan nou nie vanoggend ingaan in verskillende evolusieteorieë en verskillende teorieë van hoe alles tot stand gekom het en wanneer die begin was en hoe die begin was nie. Ek dink nie dis ter sake by vanoggend se bespreking nie, maar ons gaan wel sê dat God wat Elohim is geskep het en hy het in sy meervoudsvorm geskep, in die drie eenheid Vader, Seun en Heilige Gees, is hy die skepper van alles. En as ons 'n bietjie terugstaan van die feit van hoe God geskep het, maar net gaan stilstaan by die feit dat hy geskep het, dat hy die een is wat geskep het, dan is daar 'n paar dinge wat uitstaan van die skepping. Nou as jy vanoggend oor die skepping dink, dan wil ek vir jou vra, wat is dit as ons bly in een van die pragtigste plekke in die wêreld? Ek glo dit vas, as jy in die bos gaan stap, of as jy die lagoon sien, of as jy na die Heads kyk, of as jy bewus is van die skepping rondom jou, wat is daar wat vir jou uitstaan, wat jy sê, hier sien ek ietsie van God se karakter dalk, hier ervaar ek ietsie van hoe groot hy is, hier ervaar ek dalk ietsie van sy konstantheid, van die ritme wat hy het,
van dat alles 'n bepaalde orde het. Wat is dit vir jou wat uitstaan? As ek vir jou vanoggend, terwyl ek nou so, want ek weet dit vat 'n paar sekondes om te wag vir die antwoorde om in te kom, en ek wag vir jou antwoord, so jy mag maar tik, maar terwyl ek so wag vir die antwoorde om in te kom, wil ek sommer net ietsie sê, en dis iets wat my opgeval het, is as ek na die natuur kyk, dan sien ek alle forme van lewe ontstaan uit lewe uit. So, of ons nou praat van plante, of ons praat van diere, of ons praat van mense, alle lewe ontstaan uit lewe uit. Daar's 'n lewende boom, die boom dra vrugte, dis hoe ons weet hy leef, en as ons, en in hierdie boom wat lewe, is daar saadjies, en hierdie saadjies het lewe in hulle. Dis 'n misterie, hoe dit presies werk, maar in daai saadjies is daar lewe, en uit die lewende boom kom daar weer 'n nuwe lewende boom. Lewe bring lewe voort, behalwe by God. God is die lewe wat lewe voortgebring het in die begin, want selfs wetenskaplikes stem saam dat alles wat lewe iewers 'n oorsprong gehad het, en God is daai oorsprong. Ek sien Tannie Veronica sê, die sonsopkoms elke oggend is nie altyd dieselfde nie. Dis waar nie, daar's 'n konstante, soos dat die son opkom en gaan sak, maar daar's 'n uniekheid ook aan die skepping, dat elke sonsopkoms anders lyk, elke sneeuvlokkie verskillend lyk, elke vingerafdruk verskillendheid lyk. Dit kon net God wees, dit kon net iemand wees of iets wees wat so ver bokant ons begrip is, wat dit alles uitgevind het. Alexa wat praat van die maan en die sterre, dat dit amazing is, nee? En dit sê ook iets van God se grootheid. Wetenskaplikes kan nog nie bepaal hoe groot die heelal is nie, maar God het dit alles geskep. Koos, jy sê die skoon lig, en ek dink dit het weer te doen met God wat die skepping onderhou, wat bome uitgedink het, sodat bome en korale en al die dinge, dat hy dit gemaak het. God is ons skepper God. Hy is die een wat alles gemaak het. Hy is ook die een wat alles in stand hou. En omdat hy skepper God is, doen hy dit. So die naam Elohim het 3 spesifieke betekenisse. Die een is skepper God, die ander een is soewereine God, die ander een is God van autoriteit. En ek gaan so vinnig hieroor gaan. Skepper God het ons nou 'n bietjie oor gesels, oor God wat alles gemaak het. En in Johannes 1 vers 3 tot 4 lees ons dat as ons dink aan die drie eenheid, aan Vader, Seun en Heilige Gees, dat al 3 betrokke was by die skepping. Johannes 1 vers 3 tot 4 praat spesifiek van Jesus, en dan sê hy, alles het deur hom ontstaan, sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was daar lewe, en die lewe het gedien as die lig vir die mense. En dan praat hy spesifiek van Jesus. Ons dink baie keer aan God die Vader as die skepper God, maar ons lees ook in Genesis 1 vers 1 dat die Gees oor die aarde gesweef het. Jonah, ek sien jy sê, natuur is ons Vader se inkleerboekie. Ons sien daarin ietsie van sy kreatiwiteit, nee? Daar's geen groter tentoonstelling van kreatiwiteit as die natuur nie. Okay, dan is God ook, in Elohim sien ons God is soewerein. Nou dit beteken, dis 'n grove anglisisme, of dalk is dit dat daar nie 'n beter woord in Afrikaans is nie, sovereign God. Hy is 'n soewereine God. Dit sê dat hy besluit net wat hy wil, en hy voer dit uit. Hy is heel bo aan die voedselketting. Hy is heel bo aan die ordes. Hy het alles gemaak. Hy het vir niemand toestemming gevra nie. Hy is soewerein. En dan het hy ook, en die twee loop saam, is hy die God van autoriteit. Hy is die ene wat heers oor alle dinge, alle mense, alle magte. Hy het net gepraat en daar was lig. Hy is groter as alles, en dan sien ons in die Bybel hoe dit uitspeel. Hy is die een wat bokant siekte is. Hy is die een wat bokant alle materie is. Hy is die een wat die son laat stilstaan het vir Joshua, wat vir Daniël die leeu se bekke toegemaak het, wat Daniël se vriende
gemaak het dat die vuur hulle nie brand nie. Hy is bokant alles. So Estie het in die boek so 'n sinnetjie geskryf om hierdie drie van Skepper God, Soewereine God, God van autoriteit so bymekaar te bring. En toe sê sy deur sy autoriteit, so deur die feit dat hy heers oor alles, het skep Elohim volgens, so hy is die skepper, hy skep deur hierdie autoriteit volgens die plan van sy soewereiniteit. Hy is oor alles. En dan wil ek vir jou hierdie vers lees, want hierdie een laat my kop nogal pyn. So God is Elohim, is skepper, hy is soewerein, hy het autoriteit. En dan Genesis 5 vers 1. Die dag toe God Adam geskape het, so God daar is Jahwe, die dag toe God Adam geskape het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God, van Elohim. Ons is gemaak na die gelykenis, en hierdie is die ou vertaling, so dit is so letterlik as moontlik. Ons is gemaak na die beeld van Elohim. Ons is gemaak, en ons sien dit in die wêreld, om te kan skep, om kreatiwiteit te hê, die mense dit in hom ingebou, ons is die enigste dier, as ons dit so wil stel, wat dit in ons ingebou het. Ons is gemaak met autoriteit, om te kan heers, en ons is gemaak om besluite te kan uitvoer, om besluite te kan neem, en hierdie besluite staan. Ons is gemaak in die beeld van Elohim. En dan wil ek vir jou vra, as ons dit nou alles hoor, wat beteken dit vir jou en my vandag? Wat beteken dit hier op die 25ste Augustus 2021 vir my en vir jou dag, vir my en vir jou lewe? Ek dink ons moet hoor dat God altyd die skepper God is. En in my en jou lewe is hy vandag die skepper God ook. Hy skep in ons nuwe lewe, hy skep in ons nuwe gedagtes, hy skep rondom ons, en ons kan vir hom vra, Here, U het aan die kruis, het Jesus die prys betaal, sodat ek herskep kan word. Waar kan ek vandag herskep word? In die manier wat ek dink, in die manier wat ek doen, met my ingesteldheid. Dalk kom jy agter, jy het iewers 'n denkpatroon wat kom vassteek het by jou. 'n Denkpatroon van minderwaardigheid, 'n denkpatroon van haat, van bitterheid, van onvergewensgesindheid, van goed wat jy saam met jou dra, en jy kan vandag vir God vra, Here, herskep hierdie dinge in my. Here, maar heers ook, ek gee U toestemming om te heers in U soewereiniteit oor my lewe. Jy kan jou hande as dit ware vanoggend oopmaak en sê, Here, heers oor my lewe vandag. Wat is dit waar jy vandag vir die Here wil toestemming gee en sê, Here, heers oor my lewe vandag? En as jy vanoggend met jou stilte tyd besig is, ek hoop dat hierdie nie jou enigste stilte tyd is nie, maar dat jy iewers by God gaan stil staan. Dat jy dalk gaan sit in 'n notaboek en dink oor die skepping, dink oor hoe God die skepping gemaak het, en dan loof jy hom daarvoor. Oefen om te onthou dat enige iets wat jy vandag beleef nie groter is as Elohim se soewereiniteit nie. Niks wat jy vandag kan beleef is groter as sy soewereiniteit nie. En dan gaan ons die dag in en dan sê ons, Here, ons verbind ons aan die soewereiniteit. Ons verbind ons daaraan dat U die skepper is en dat ons onsself op die altaar sit, dat U ons sal herskep. U is die God van autoriteit vandag ook oor my lewe. Ek wil lees wat Wilma ook geskryf het. Ek neem die klein goedjies af, en dan as ek dit vergroot, sien ek hoeveel detail daarin alles is. Dan voel ek baie klein. En die klein detail, die kleinheid van die skepping verstom my, en die grootheid van die skepping verstom my. En in dit alles is daar 'n soewereine God, 'n God wat heers oor alles, 'n God wat alles geskep het, wat vandag ook my en jou God is. Ek bid vir jou 'n geseënde dag toe.